Goeiemôre, Ancient Code 333 vir oggend. Lekker deel met ons hier op die maandagooggend. Geseënde nuwe jaar. Die Bybelse nuwe jaar het aangebreek gister en is wonderlik om dit te vier. Maar vandag wil ek graag met ons deel in Ancient Code 333. Onthou dis Jeremia 33 vers 3 waar die woord sê, "Call to me and I will answer you. I will tell you great things, hidden things of which you are unaware." En ons gaan 'n bietjie kyk na die woord Shabbat vandag. Ja, ja, Leon, dis al lankal verby, dis teen die kruis vasgeslaan. Wel, kom ons kyk. Shabbat, lyk so in Hebreëus geskryf. En dan wat vir ons 'n verrassing in Shabbat vandag. Shabbat, Genesis 2 vers 1 tot 3 staan daar geskrywe dat die Vader het al sy werk voltooi op die skepping en op die sewende dag het hy gerus en hy het hierdie dag apart gesit en hy het hierdie dag he set it apart and he made it holy. Hy het dit heilig gemaak en hy het hierdie dag die sewende dag 'n naam gegee. Die enigste dag wat hy 'n naam gegee het. Al die ander dae was net daar, maar hy het gesê hierdie is die sewende dag. Nou waar kom die woord Shabbat vandaan? Die Hebreëse woord vir 'n rusdag wat deur God ingestel is die woord Shabbat. En Shabbat beteken literally cease work and rest. So dit is waar die Shabbat woord vandaan gekom het, is dat die Shabbat is Shabbat, wat die rootwoord van Shabbat is Shabbat to cease work, en dis waar die woord Shabbat vandaan gekom het. Die woord Shabbat kom meer as 130 keer in die King James vertaling voor. So in alle Bybels meer as 130 kere kom hierdie woord na vore. Dink wat belangrik is ons gaan kyk na die gematria van hierdie woord. Nou gematria beteken dat elke letter in die Hebreëse alfabet het 'n numeriese waarde gekry, 'n numeric value in Engels. En daai numeric values word dan in 'n woord saamgetel en dit is die woord se numeric value. Nou die woord Shabbat se numeric value is 702. En kom ons kyk hoe kom ons daarby uit. 702. Ons het die shin wat die eerste letter is daar. Die shin het 'n waarde van 300. Die byt of die bet het 'n waarde van 2 en die tav wat die laaste letter is van die alfabet het 'n waarde van 400. 400 plus 300 plus 2 gee vir ons 702. Nou kom ons gaan terug na die geskiedenis toe en ons gaan kyk wat staan in Genesis 2. En in Genesis 2 sê Abba het hierdie dag apart gesit en hy het hierdie dag geheilig en hy het gesê hierdie is 'n dag wat ek vir my kinders gee en ek wil hê my kinders moet op hierdie dag rus. En ons moet onthou hierdie dag is gegee voor die sondeval, né? En dis gegee vir Adam en Eva. So daar was nie Hebreërs of Jode of enige iemand nie, daar was Adam en Eva. Ek en jy kom uit Adam en Eva uit. So hierdie dag is vir Adam en Eva gegee en daar's gesê eerbiedig hierdie dag van geslag tot geslag en maak hierdie dag heilig en rus op hierdie dag. So dit was 'n geskenk, 'n gift, 'n geskenk van God af. Nou die Hebreëse woord vir geskenk is die woord is zayin en 'n byt en 'n dalet en 'n yud en 'n alef en 'n lamet. En hierdie woord zeb Zebdiel. Zebdiel. En Zebdiel beteken geskenk of gift. Nou wat sal die gematria van hierdie woord wees? Dit gaan baie interessant wees. Die gematria van hierdie woord is 54. 7 plus 2 wat 9 is, plus 4 is 13, plus 10 is 23, plus 1 is 24, plus 30 is 54. Nou, wat kan ons nou doen? 702 gedeel deur 54. Prentjie wat Vader wys, né? 702 gedeel deur 54 gee vir ons 13. En onmiddellik sê Vader,
en die Gees deel. Die woord, die gematria van 13 is 'n woord met die naam van Ahava. En wat beteken Ahava? Ahava beteken liefde. Ahava beteken liefde. En ek is stom geslaan. Hierdie geskenk van Shabbat is vir my en jou gegee in liefde. En ek gaan kyk en Abba herinner my aan die skrif wat staan in Markus 2 vers 27. Daar staan Shabbat was made for mankind and not mankind for Shabbat. Shabbat is vir ons gemaak, julle. Shabbat is die geskenk van Abba Vader aan my en jou. En die grootste geskenk wat hy gegee het is liefde. En wat is die ultimate gift of love? Messias Yeshua. Staan in Johannes 15 vers 13. No one has greater love than he who laid down his life for his friends. En weet julle wat is die grootste geskenk nog? Yeshua het nooit hierdie geskenk van Abba Vader geminag nie. Hy het hierdie geskenk gevier. En sy disippels na hom, nadat hy opgevaar het na die hemel toe, het aangehou om hierdie geskenk te vier. En ek sê dit met opregtheid en met volle vertroue, want daar staan in Matteus 5 vers 17, praat Yeshua en hy sê, I did not come to abolish the Torah or the prophets, die Ou Testament. I did not come to abolish that. I came to fulfill it. And anyone who teaches others to do so will be considered the least in the kingdom of heaven. But anyone who teaches others to obey these commands and regulations will be considered the greatest in the kingdom of heaven. Gaan bid daaroor, praat met Abba daaroor, en mag die Gees ons almal lei. Mag ons almal 'n geseënde dag hê. My grace and shalom be yours. In full measure, leef die liefde uit.